En familie, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is regtig 'n groot voorreg om so ook in die huis van die Here weer bymekaar te kan kom. Vir jou wat aanlyn kyk en wat ook na hierdie opname gaan kyk, baie welkom aan jou ook. Mag dit regtig vir julle elkeen 'n seën wees. Ek groet julle elkeen in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Amen. So voordat ons begin, wil ek graag die geleentheid gebruik net om vir almal wat verjaar baie geluk te sê. So laat ons sien, is hier iemand in hierdie diens wat of wat aanlyn kyk wat dalk hierdie week verjaar? Enigiemand? Ek wel as jy weet van iemand wat verjaar, baie geluk aan hulle ook. Laat weet hulle van ons gemeente af baie geluk. Enige huweliksherdenkings? Nee. Baie geluk aan die mense wat dalk aanlyn kyk wat huweliksherdenkings het, baie welkom en baie geluk vir julle ook. Vir die familie, kom ons kyk dalk net gou na die volgende afkondigings voordat ons met die erediens begin. Ek wil julle herinner dat hierdie Woensdag wat kom, en elke Woensdag 8:15 is daar 'n geleentheid waar ons saam vir die gemeente bid, waar ons saam vir lidmate bid. Julle is meer as welkom om Woensdag 8:15 hier by die Media Sentrum by mekaar te kan kom. Dan sal julle sien dat ek en Johanay die groot voorreg het en ons groot dag is die 20ste Augustus. Ek is tans op verlof na dit. Dan wil ek julle ook net herinner dat die Makarios meisieskamp gekanselleer word, as ook die huweliksseminar word gekanselleer. En dan wil ons net onder julle aandag bring dat die kollekte van die Bybelsondag, dit is die 29 Augustus. So die kollekte wat ons op gaan neem, gaan alles vir die Bybelsondag. So ons vra dat julle ekstra paar rand sal bring vir die Bybelsondag. Dit is regtig ons manier hoe ons ook 'n impak en 'n verskil in hierdie gemeenskap maak. Ek wil julle ook dan net herinner dat ons die kerkraadsvergadering geskuif het na die 16de September toe. Asseblief bid daarvoor, bid dat alles goed sal gaan en ja, ons vertrou die Here se seën ook oor dit. En dan die laaste ding is net, weens die COVID-regulasies word die Dia Gloria Kunstefees gekanselleer, maar ons sal wel opmaak vir dit. COVID beperk ons met 'n klomp dinge, maar ons is steeds opgewonde om nuwe goed in plek te stel. So ons vra regtig julle gebeure vir al die aktiwiteite en bedienings wat tans in die gemeente plaasvind en gebeur. So op daardie noot wil ek jou vra dat jy saam met ons sal bid vir kategete vir volgende jaar. Ons wil volgende jaar met ons Sondagskool afskop en wil volgende jaar 'n groot impak op dit ook doen. Ons het kreatiewe idees, ons het wonderlike materiaal, maar ons het julle nodig. Ons het ouers nodig. Ouers, asseblief help ons, koop in hierdie droom in, laat ons weer ons kinders natuurlik van die Here kan leer. En dan het ons 'n droom hier by die gemeente, dat ons nie net van series afsing nie, maar dat ons ook voorsangers het. So ons vra regtig julle voorbereiding vir dit. Ons vra regtig dat jy besef, jy het 'n talent wat God in jou geplaas het. 'n Gawe wat ek nie het nie, want julle wil my nie hoor sing nie. Maar jy daai gawe en ons nooi jou uit om daardie gawe vir die Here ook so terug te gee. As jy 2 note op 'n gitaar kan trek, dan asseblief kom en steek jou hand op en sê, maar ek is bereid. En dankie vir die wat reeds dit gedoen het. Ons het al reeds 'n klompie mense wat gesê het, hulle is bereid om dit te doen, maar natuurlik het ons 'n begeleier nodig en dit is belangrik dat ons daarvoor ook bid. En ons weet, hulle is hierso en ons weet hulle hoor hierdie woord ook. Maar ons bid vir jou, ons bid dat jy ook die bereidheid sal hê om dit te kan doen. En natuurlik die tyd daarvoor te kan maak. Vir die familie, ons is in die gemeente besig met 'n klomp dinge, soos dat julle sien dat die kerk baie uitdagings en die kerk se grootste uitdaging is om steeds die boodskap by die mense te kry, steeds ons mense en ons lidmate te bereik. So ek wil julle uitnooi om op hierdie Facebook bladsy, ons nuwe Facebook bladsy
te gaan klik en dit te gaan like, gaan hou van ons Facebook bladsy. Op ons Facebook bladsy is daar 'n gedagte vir die week wat die Here op ons harte lê en ons deel daardie gedagtes met julle. En dan natuurlik op ons Facebook bladsy versprei ons die preke en is die links na die eredienste op en so ook al die ander dinge waarmee ons in die gemeente besig mee is. Ons Facebook bladsy se naam is NG Komati en ons YouTube bladsy se naam is NG Kerk Komati Poort. So asseblief let op na die verskil daarso en so ook sal julle toegang tot die preke kan kry. En vir die wat gevra het, ek kry baie die vraag, moet ek YouTube se toep hê om die preke te kyk? Nee, glad nie. Asseblief klik net op die link. So vriende en familie, voordat ons dan lekker gaan saam sing en die Here se naam groot gaan maak, kom ons bid saam en kom ons raak net ook vir 'n oomblik rustig. Dat ons ook vergeet van dit wat hierdie week nog moet gebeur, dit wat hierdie week wat verby is gebeure, dit wat jy vanmiddag gaan doen. Kom ons vergeet van die rugbywedstryd van gister en kom ons raak net gefokus op die hier en die nou. En dan soos dat julle weet, is ons besig met 'n nuwe reeks en ons nuwe reeks se vers is God het ons gemaak wat ons nou is. In jou gebed nou wil ek jou uitdaag om net bewus te raak van wie en wat jy op hierdie oomblik is. Kom ons raak stil en dan dra jy ook jou wens, jou verwagting wat jy vir vanoggend het, ook so aan die Here op. En dan gaan ek vir ons saam bid en dan gaan ons sy naam groot maak. Kom ons bid saam. Ja Here, baie dankie vir al die liefde en al die genade. Dankie vir die grootheid. Dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat ons vandag kan getuig dat U ook hier in die midde met ons elkeen is. Here, dankie dat U besig met ons is en Here dat U met ons werk. Dankie dat U ons vorm. Dankie dat U ons uitdaag en Here, ons druk om te groei om beter mense te wees, om beter Christene te wees, beter volgelinge van Christus te wees. Here, dankie vir die groot voorreg wat ons het om in die gemeente besig te wees met 'n visie, met die afskop van 'n nuwe hoofstuk in die gemeente waar ons visie beklemtoon, waar ons betrokke moet raak, waar U betrokke is. Here, ons bid dat die Gees ook deur dit sal werk en vir ons sal wys waar ons betrokke moet raak, waar U reeds betrokke is en dat die Gees ons daartoe sal lei, dat ons gehoorsaam aan U sal wees en dat ons sal doen wat U van ons vra en verwag. Here, in besonder wil ons bid vir elkeen wat hierdie week verjaar, vir ons huweliksherdenkings. Dankie vir daardie huwelike wat vir ons jong mense so groot rolmodelle is, dat ons daarna kan opkyk. Here, dankie dat ons weet dat die huwelik vir U belangrik is, dat verhoudings vir U belangrik is, en dat ons spesiaal ook vir elkeen wat hulle huwelike herdenkings vier kan bid. Ag Here, dink ons aan besonders aan die wat swaar kry, die wat COVID het, die wat kanker het, die wat, Here, in hospitale op 'n siekebed lê. Here, ons dra hulle op na U toe. Ons vertrou dat U vir hulle genesing gaan bring en ons vertrou dat U die families en die naastes gaan bystaan, dat hulle ook U teenwoordigheid in hulle omstandighede gaan ervaar en beleef. Here, en dan bid ons spesiaal ook vir die wat uitdagende omstandighede het. Here, wat dalk voel, hulle weet nie wat se kant toe nie, wat vir die mense wat by splitpaaie is, Here, dat U vir hulle die weg sal wys. En dan dink ons ook aan die wat by 'n doodstop bereik het. Here, dat U hulle ook sal help om uitweg te kry. Here, ons dra elkeen van môre op na U toe.
En ons vertrou dat U 'n bepaalde boodskap, 'n bepaalde woord het wat U met ons wil deel. En ons bid dat U elkeen van ons wat 'n verwagting het, daardie verwagting sal bevredig. Here, laat ons U hier sal ontmoet. En dat ons weet dat U ook hier in hierdie oomblik met ons is, soos ons is, en so ook hier met ons wil connect. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U groote en heilige almagtige naam. Amen. Vriende en familie, kom ons maak die Here se naam groot, dan gaan ons nou saam sing. Ons gaan die eerste 2 liedere staande sing en die 2 liedere direk daarna gaan ons sittend sing. Kom ons staan en dan sing ons saam. Say
My kind, ek het jou gemaak om te wees wat jy nou is. Ek het jou gevorm en geroep om goeie dade te doen. Jy is bestem daarvoor om my stem te hoor. Ek roep jou om die mure wat skeiding bring af te breek, om liefde te kweek en versoening te bring tussen mense. Jy sien, jy kan meer doen as wat jy ooit kan dink of bid, want ek het my skuldvrye goddelike liefde in jou hart gesit. Verder, hoër en dieper as wat jy ooit sal weet, langer en wyer as wat jy ooit sal kan meet. Hierdie liefde lei jou om my wil te vervul en dit vervul jou met my volheid om gevorm te word in my gees, sodat jy elke dag nog 'n bietjie meer in my, saam met my en soos ek kan wees. Ek roep jou vir 'n lewe volkome toegewy aan my, want my begeerte is jou hier teen aan my sy. Om nie te dink, te word en te leef, groter as jouself om heilig te wees. Jy is een met my. Deur die bloed van Christus is jy nou deel van my huisgesin. My kind, jy kan meer doen as wat jy ooit sal kan bid of kan dink, want jy is my meesterstuk. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om te kan hoor hoe belangrik ons vir U is. Dankie vir die groot voorreg wat ons het om U meesterstuk te kan wees. Dat ons in U oë perfek is. Dat ons in U oë goed genoeg is en dat ons deur U gebruik kan word. Dankie dat U 'n doel met ons lewe het. Dankie dat U 'n doel met elkeen van ons het. En Here, dat U ons uitnooi om deel te by U plan en by U droom. Here, laat ons besef wat U plan en U droom vir ons lewens is en help ons om dit uit te leef. Here, dankie dat U ons vir hierdie groot taak om versoening te bring roep, om mure af te breek, dat U ons daarvoor ook roep. Dankie Here dat U ons wil gebruik, dat U werk deur ons wil bekend maak. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons is saam met 'n ander gemeente besig met hierdie reeks, die meesterstuk. Hierdie reeks gaan juis oor jy wat God se meesterstuk is. Jy wat God se masterpiece is. Laas Sondag het ons gekyk na die Griekse woord pauma, wat beteken dat jy is God se gedig vir hierdie wêreld. Jy is 'n gedig waar God die skrywer van is en homself deur jou lewe bekend maak. Ons basisteks vir hierdie reeks is Efesiërs 2 vers 10 wat sê dat ek en jy is wat God ons gemaak het. Daar waar jy is, in die omstandighede wat jy tans beleef en ervaar en waarin jy jouself bevind, jy is daar en jy is wie jy is, omdat God ons gemaak het wat jy is. En ons het gesê, in Christus Jesus, die teks sê, in Christus Jesus, binne in hom, binne in sy koninkryk, binne in sy evangelie, is ek en jy geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem is. Hoor hoe mooi is dit nie net dat ons 'n roeping het, dat ek en jy nie net hier op die aarde is vir sommer maar net nie, maar dat God ons vir iets bestem het. Vandag gaan ons kyk na sleutels in ons lewens, sleutels wat God vir ons oorhandig het. En hierdie sleutels maak vir my baie opgewonde, want het jy geweet dat jy het 'n sleutel wat God in jou hand gee? Jesus Christus het self vir Petrus en die disippels gesê, dat hy vir hulle 'n sleutel gee. En in vanoggend se erediens gaan ons met opgewondenheid kyk oor 'n belangrike sleutel wat God vir Paulus gegee het. En ons gaan na daardie sleutel kyk.
Want sleutels is belangrik in jou lewe, want met sleutels sluit ek en jy sekere dinge oop en sekere dinge toe. En God het vir ons koninkryk sleutels gegee. Wat 'n groot voorreg is dit nie net nie. En Matteus 18 vers 18 vestig dit, en dit sê die volgende, dit sê, dit verseker, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit. Vriende, ek en jy het sleutels gekry, en dit wat ek en jy word in die hemel ook bekend gemaak. Dit wat ek en jy doen, maak iets bekend aan iemand anderste. En dit wat ek nie doen nie, maak ons deur dit sekere deure in my en jou lewens toe. En so ook verander. As jy 'n bepaalde boodskap het om vir iemand te lewer en jy gee daardie boodskap vir iemand, dan sluit jy iets oop. Jy plant 'n saadjie, jy maak 'n hoofstuk oop by iemand. Maar wanneer jy besluit om dit nie te doen nie, dan hou daai sleutel eintlik die deur toe en word daardie deur nie oopgesluit nie. Met opgewondenheid wil ek na 'n sleutel gaan kyk wat Paulus vir ons oorskryf in Efesiërs 3 vers 2 tot en met 6. So as jy jou Bybel hier by jou het, kan jy soontoe blaai, en dan wil ek jou vra, as jy 'n pen het of jy foon by jou, dan highlight dit op jou foon of highlight dit met 'n pen, want hoor wat sê Paulus hier vir ons oor hierdie sleutel. En ons kyk na Efesiërs 3 vers 2 tot en met 6. En Paulus skryf die volgende, hy sê, julle tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. Vers 6 wat sê, en dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Hier praat Paulus van 'n sleutel wat God in sy hand geplaas het. Vir Paulus is hierdie sleutel so belangrik dat hy dit 'n geheimenis noem. Dat hy sê, maar ek wil julle van iets vertel waarvan julle nie geweet het nie. Ek wil 'n deur kom oopsluit oor iets wat nie vir julle bekend is nie. En ek nooi julle in hierdie vertrek in. Kom hoor net 'n bietjie wat het God aan my geopenbaar. Kom hoor net 'n bietjie wat wil God vir jou sê. Daarom skryf ek hierdie aan jou. Kom stap net saam met my in hierdie vertrek in, want jy gaan hier iets beleef wat jy dalk tevore nie verstaan het nie. Jy gaan nog iets beleef wat jy nie geken het nie. En God wil dit vir jou openbaar en God wil dit vir jou wys. Hoekom is dit belangrik dat God dit vir ons wil wys? Want as ek en jy nie besig raak met die dinge waarmee God besig is nie, as ons nie besig raak met die dinge wat hy vir my en vir jou wil openbaar nie, dan is ons eintlik maar net besig met 'n klomp van ons eie dinge. As ons net doen wat ons dink ons moet doen, en as ons net doen wat vir ons gemaklik is,
en wat vir ons werk, dan doen ek en jy eintlik maar net dit wat ons doen. Maar God wil ons uitnooi om by dit wat hy doen in te skakel. En daarom gebruik hy vir Paulus sy apostel om hierdie vir ons te openbaar. En vir Paulus is dit so 'n groot ding, want Paulus het iets gesnap van die evangelie. Paulus het iets gesnap wat hy sê, maar vriend, hoor dit net vanoggend. Hoor dit net wanneer jy dit lees. Want hierdie is iets wat vir Paulus deurbraak gemaak het tot sy bediening en tot dit wat hy vir ons in die Nuwe Testament geskryf het. En dit is belangrik dat ons dit moet snap. Dit is belangrik dat ons moet verstaan wat dit is. Nou gaan jy vir my vra, maar Chris, wat is hierdie geheim waarvan Paulus praat? Hoekom noem hy dit 'n geheimenis? Wel, eerstens as ek en jy dink aan 'n geheim, dan besef ons 'n geheim is iets wat ek en jy eintlik vir onsself moet hou. Maar weet julle wat van hierdie geheim so interessant maak, is die feit dat ons juis nie hierdie geheim vir onsself moet hou nie. Maar hierdie was so 'n groot ding gewees, dit was so toegesluit gewees, dat die oomblik toe Paulus dit ontdek het, toe voel dit asof dit 'n geheim vir hom was, en wat hy besef het dat dit was juis 'n geheim wat nou geopenbaar moet word. Daarom kan ek en jy nie oor hierdie geheim stil bly nie. Weet julle wat is hierdie geheim? Hierdie geheim is dat die evangelie vir almal is. Dit is die geheim. Dat die evangelie vir elke persoon is. En ek en jy het die sleutels om dit te kan openbaar. Dat ek en jy die sleutels om deure oop te kan sluit, wat ander mense deel maak van hierdie evangelie. Dat die evangelie vir almal is. Jy sien, vriende en familie, vers 6 wat sê dat, net omdat julle lees, wat sê, dit is die geheimenis, die evangelie, in hulle verbondenheid met Christus Jesus, wat is nie liggaam van Christus, die geheim is juist dit dat hierdie evangelie vir almal is, ook vir die wat nie Jode is nie. Van die begin af was dit God se hart gewees. Van die begin van die Ou Testament af was dit God se hart vir almal gewees. Maar dit wil vir my voorkom asof die Israeliete en die Jode dit nie altyd lekker gesnap het nie. Want hulle het gesê, hulle is die uitverkorene volk van God. Hulle is die uitgekiestes. En God is hulle God. En dit is asof hulle gesê het dat, as jy besny is die deel van ons, jy moet soos ons wees, jy moet ons lyk, dan is jy deel van God. Maar weet julle hoekom dink ek, is dit juist dalk nie soos dat hulle dit dalk geïnterpreteer het nie, maar dat dit juist God se hart is wat begin af, sorry ek hoor net, laat my stem wegraak, dat dit juist van die begin af so is dat God se hart vir almal is, wil ek dalk dit net deur die volgende tekste vir ons bevestig. In die eerste teks wat ons kry is in Levitikus. In Levitikus kry ons in vers 34 tot en met 33 tot en met 34 in Levitikus 19 wat sê, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte.
ek is die Here, julle God. So juis in Levitikus kry ons hierdie idee wat sê dat ons moenie ander mense soos vreemdelinge behandel nie, want ons self was vervreemd van God. Ons self was vreemdelinge gewees. En ons kry dit in Eksodus 22 ook. In Eksodus 22 vers 21 sê die volgende, en dit sê ook, jy mag nie 'n vreemdeling verdruk of laat swaar kry nie, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. In Eksodus 23 kry ons dit weer, en dit sê, jy mag 'n vreemdeling nie laat verdruk nie, julle ken die lewe van 'n vreemdeling, want julle was vreemdelinge in Egipte. In Deuteronomium 10 vers 19 kry ons dit weer, en dit sê, jy moet ook die vreemdeling lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Meer as dit kan ek nie nog byvoeg nie, dat God wat vir ons probeer sê, dat ons was self vreemdelinge gewees, en ons was self vreemdelinge in die land gewees, en ons was self vervreemd van God gewees. En dat God ons syne gemaak het, en ons, of homself aan ons bekend gemaak het. Hoekom is dit so dat dit voel asof die evangelie steeds te veel vir onsself is? Hoekom is dit so dat dit voel asof ons dit steeds vir onsself hou, en laat almal wat nie soos ons lyk nie, half eenkant moet wees? Dat ons nie onsself met hulle wil assosieer nie, solank ek gered is alles oukei. Solank ek besef, maar ek is in Christus, is dit eintlik reg. Asof ons nie baie omgee oor die ander wat dit nog nie gehoor het nie. Want ons is ingestel op ons eie verlossing, en ons is ingestel op ons eie saak met die Here. Maar as die evangelie nie juis so laat dit vir almal is, en selfs die nie-Jode of die wat nie deel is van die volk of nie Christene is, ook insluit nie. En dat die sleutel dalk nie by ons lê om dit te moet oopsluit nie. En hulle deel van die evangelie moet maak nie. Is die sleutel dalk nie in my en jou hande nie. Jy sien, ek wil dit verder vat en met julle Efesiërs 3 vers 14 tot en met 21 deel, waar God praat oor die liefde. En hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees is vir my so asof ons dit verstaan en ons weet het, maar ons hou dit steeds vir onsself. Maar Paulus sê, en hy gebruik die woordjie daarom, en hy sê, nadat hy hierdie sê van dat dit vir almal is, laat dit selfs die nie-Jode insluit, en dat hy sê, maar ek het hierdie geheimenis wat ek aan julle geopenbaar het, en omdat julle dit nou verstaan, wil ek vir julle sê, daarom, hierdie gebed, en hy sê, maar ek wil hierdie vir jou bid, ek wil jy moet iets besef. Kom ons kyk daarna, en jy kan vir my blaai na vir Efesiërs vers 10 tot en met 21. En het sê, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke. Dit is so belangrik dat Paulus op sy knieë gaan in gebed. Nou in daardie tyd was die manier van bid juis gewees om te staan en te bid. En dat jy net in uiterste situasies op jou knieë gegaan het, om daardie eerbetoning te doen. Daarom, wanneer Christus in die tuin van Getsema op sy gesig val en op knieë val, is dit 'n uitroep na God toe. Paulus roep so uit na God toe en hy bid die volgende, hy sê, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heiligheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon
en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met sy volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Dit is vir so mooi hoe Paulus in vers 16 in Efesiërs 3 vers 16 wat ons nou net gelees het vir ons sê, maar hy bid dat ek en jy innerlik sterk sal word. Dat ons die krag sal hê om die evangelie te kan verkondig. Dat ons die krag sal hê om te kan doen waarvoor ons bestem is. Dat ons die krag sal hê om God se groot opdrag uit te voer. En dan in vers 17 wat hy bid en hy sê, maar ek bid dat julle die geloof sal hê, dat jy kan glo dat God jou wil gebruik, dat jy daardie geloof sal hê, dat jy geloof sal hê om te besef, maar jy is goed genoeg, dat jy die geloof sal hê om dit te kan doen, dat jy die geloof sal hê om jou geloof uit te leef. En dan wat hy ook in vers 17 bid, en hy sê dat ek en jy binne in dit geworteld sal wees, binne in die liefde geworteld sal wees. Dit wat jy doen, moet jy uit liefde uit doen. Dit wat ons geroep is om te doen, moet ons uit liefde uit doen. As jy wil weet, wat is dit wat jy moet doen, vra jouself af, of dit uit liefde uit is, dan sal jy 'n antwoord kry. Want God se liefde is so oneindig groot en sy liefde is vir my en vir jou, maar dit is ook vir almal. Dit is ook vir die vreemdelinge en die wat nie soos ons lyk nie. Is dit dat ons juis moet besef dat God se liefde in ons moet wees en dat ons alles deur sy liefde moet doen. En dan is dit vir so mooi om te besef dat die rede waarom ons dit moet doen, ons het nou net gekyk uit wat ons dit moet doen, maar die rede waarom ons dit moet doen, is ons verbondenheid met Christus. Ons staan nie meer onder die ou verbond nie, ons is juis in 'n nuwe verbond, en hierdie verbondenheid is met Christus. En die woordjie verbondenheid beteken juis om verbind te wees. Deur Christus se spykers aan die kruis is ek en jy verbind. Nou die spykers wat ek hier wil wys aan die kant van my, is eintlik spykers wat so gebuig is, en dit is basies en fisies onmoontlik om daai twee spykers los van mekaar te kry. En daar's so 'n speletjie wat sê, maar hier is die twee spykers, probeer hulle so te draai en kyk of jy hulle los kan kry. Dit is hoe ek en jy in Christus verbind is deur die spykers wat aan die kruis is. Vir ons geslaan was, sodat ek en jy juis toegang tot die Vader het. Die evangelie is juis dat ek en jy dit moet deel. Ons gemeente se visie om te sê van bo, laat ons gepraat het oor ons van bo gerigtheid, maar nou waar ons in hierdie reeks na binne gerigtheid by dit stil staan, dat ek en jy in na binne gerigtheid moet hê. En in na binne gerigtheid is juis ons geloofsfamilie, maar dan moet ons ook besef dat ons nie ander mense wat nie tans deel van ons geloofsfamilie is nie, juis moet uitnooi om deel van ons geloofsfamilie te word. Dat ons hulle moet uitnooi om by ons te kom inskakel. Maar nou is die vraag,
Hoe doen ons dit? Hoe doen ek en jy dit? Hoe kry ek en jy dit reg, dat ons ander deel van ons geloofsfamilie maak? Ek wil jou vat na ons basisteks toe, Efesiërs 2 vers 10, wat sê, deur ons lewe te wy aan die goeie dade waartoe ons bestem is. Dis die geheim. Dis doen. Wanneer ek en jy ons lewe wy aan die goeie dade waartoe ons bestem is. Wat beteken dit? Dit beteken om vir iemand 'n brood te gee wanneer hy 'n brood nodig het. Al voel hy of sy vir jou soos 'n vreemdeling. Dit beteken om vir iemand 'n drukkie te gee wanneer iemand 'n drukkie nodig het. Al is dit nie jou naaste nie. Dit beteken om vir iemand te bid wat ook gebed nodig het. Al verstaan hulle nie noodwendig die evangelie nie. Al is hulle nie 'n Christen nie. Dit beteken om dalk net met 'n vriendelikheid rond te loop, omdat die evangelie met opgewondenheid in ons harte leef. Deur die goeie dade wat ek en jy het, verkondig ons die evangelie. Deur die goeie dade waarvoor ek en jy bestem is, nooi ons ander uit na die evangelie. Deur ons dade sluit ons deure oop. Deur ons dade maak ons Christus bekend. Deur ons dade kan ons vreemdelinge ook innooi, wat dalk nie soos ons lyk nie. En die enigste rede hoekom ons dit kan doen is, want niks wat ek en jy het ons uit nie, maar het ons dit uit genade uit. En daarom kan ons die genade wat aan my en jou bewys is en gegee is, so ook aan ander gee en aan ander bewys. Mag God aan jou wys waar jy 'n impak maak. Dalk net deur iets kleins, dalk deur iets groots, maar mag God jou gebruik as sy instrument, dat hy deur jou 'n verskil kan maak. Mag ek en jy besef dat ons sleutels het, en met daardie sleutels deure oopsluit wat ons gedink het nie moontlik is nie. En soos dat ons gelees het, julle sal meer doen as wat julle gedink het moontlik is. En dit is wat God beloof. En hy beloof dit vir jou en vir my. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend ook hierdie kon hoor, dat ons juis moet betrokke raak by dit, dat ons juis deur ons goeie dade 'n impak en 'n verskil moet maak. Ag Vader, my gebed is dat U juis vir ons sal wys waar ons deur ons dade 'n verskil kan maak. Vader, ek bid dat U vir elkeen wat vandag inskakel en wat vandag hier sit, dat U aan hulle dit sal openbaar, waar hulle U hande en U voete kan wees. Here, dat U ons sal gebruik om die evangelie uit te leef en dit te kom verkondig, deur woord en deur daad. Amen. Vriende en familie, kom ons staan, dan sing ons die slotlied, en dan maak ons sy naam daardeur ook so groot. By
Dankie dat jy pligsgetrou jou tiende gee. Dankie dat jy koninkryksbouer is en so ook help die koninkryk uitbrei en 'n verskil maak. Ons het 3 maniere van gee hier by die gemeente, soos wat julle reeds doen en reeds weet, kan jy kontant bydra lewer. Ons tweede manier is natuurlik EFT bydraes wat jy kan lewer en maak. EFT inbetalings kan gedoen word. Hier is ons bankbesonderhede. En dan wil ons 'n derde manier van gee aan julle bekendstel, naamlik SnapScan. Julle is meer as welkom om SnapScan die toep op jou foon af te laai, verbind dit met jou bankrekening, neem ons QR-kode af en sleutel die bedrag in wat jy wil gee. Ek wil julle herinner aan Maleagi 3 vers 10, waar die Here vir ons sê laat ons hom kan toets met ons tiende. En waar hy vir ons sê, laat ons tiende na die voorraadskamer toe moet bring, en dat hy soveel seën oor ons lewens sal uitstort. Dankie vir jou wat 'n bydrae maak, en dankie vir jou wat gee. Julle sal sien by julle banke is 'n QR-kode. As julle sukkel met die toep, is julle meer as welkom om vir my, Jonay, of vir Ria te vra. Ons sal julle help om dit op julle fone te laai. Julle kan so ook net daardeur jou kaart wat aftrekorders kan doen, daarop sit, en dan kan jy elke keer wanneer jy scan, dan net die bedrag wat jy wil gee, insleutel. Vriende en familie, ek wil julle elkeen seën, ek wil julle seën dat God vir julle die wysheid sal gee, dat julle sal besef, dat julle meer kan doen, as wat julle dink julle kan doen, dat julle die krag sal ontvang, wat hy in julle plaas, sodat julle innerlik sterk sal kan wees, om die evangelie te kan verkondig, dat julle die geloof sal hê, en dat julle dit alles uit liefde sal doen. Amen. Amen. Where you belong, but you will find that there is a purpose, it's been there within